Goeiedag, ons bestudeer die week saam Parasha of gedeelte 21 wat genoem word Kitisa. Ja, die 21ste Parasha of 21 in die woord verteenwoordig reinheid van die hart. 21 verteenwoordig ook in die woord groot boosheid van rebellie en sonde. En is dit nie dalk wat tevoorskyn kom in die week se gedeelte nie? Kom ons gaan kyk dit. Hoekom word die gedeelte Kitisa genoem? Die gedeelte begin in Eksodus 30 vers 11 tot 12 waar Abba Vader vir Moses sê: "As jy die volle getal van die kinders van Israel opneem volgens hulle geteldes." Die woordjie volle getal opneem in Hebreëus is die woordjie Kitisa, wat letterlik beteken wanneer jy optel. Hoe tel jy op? Met wat tel jy op? Met 'n hand, nee. Jy tel met 'n hand, met 'n handpalm tel jy op. Nou die volle getal opneem in Hebreëus is ook 'n gesegde of 'n idioom wat beteken om koptelling te maak. So, Dylan, die gedeelte vir die week begin met 'n instruksie om 'n volkstelling te doen. Dan voltooi Abba Vader sy instruksies oor die bou van die tabernakel. En Abba Vader herhaal die 4de gebod, die gebod oor die Shabbat. En dan sien ons die hele verhaal oor die goue kalf. En ons weet die sonde by die goue kalf is 'n verbreeking van Abba Vader se verbond. En dan onderneem Moses om hierdie verbondsverhouding te herstel. Hy tree op as 'n intercessor tussen Abba en die kinders van Israel. Ek wonder of die kinders van Israel ooit geweet het dat hy regtig dit gedoen het, nê? So, Dylan, kom ons kyk na die woordjie Kitisa en wat se prentjie skilder Abba Vader vir ons, net as ons kyk na die letters van Kitisa. Rolf, ons kyk dan na 5 Hebreëse letters in hierdie woord Kitisa. Ons kyk na Kaf, Jod, Shin, Tav en 'n Alef. So, die eerste letter waarna ons kyk is die letter Kaf en die piktogram van hierdie letter is 'n handpalm, wat weer eens aansluit by hierdie hand waarvan jy nou net gepraat het. Om op te tel, nee. Om op te tel. Dit verteenwoordig Abba Vader ook sy beskerming en besonderse liefde vir ons. In Jesaja 49 vers 16 lees ons dat ons in sy handpalm gegraveer is. En in Psalm 139 vers 5 wys hoe hy ons omring. Yeshua se hande is deurboor met spykers weens ons sondes en deur hom vind ons verlossing en skuiling onder Abba Vader se hand. Nou in die week se gedeelte sien ons die kaf in Eksodus 33 vers 22 waar Abba Vader Moses met sy hand bedek. Dit wys hoe Abba sy kinders beskerm en onder sy autoriteit plaas, net soos Yeshua ons bedek met sy heiligheid. Die eerste gebruik van die kaf van die woord kom in Genesis 8 vers 9 voor, waar Noag se duif geen rusplek vir sy voete gevind het in die wêreld nie en toe teruggekeer het na die ark toe. En net so moet ons skuiling vind in Abba Vader se hand, eerder as in die omstandighede van hierdie wêreld. Nou hierdie getalwaarde van kaf is 20, wat 'n volmaakte wagperiode en 'n verantwoordelikheid aandui. En Abba Vader gee vir ons 'n keuse. Gaan ons sy uitgestrekte hand vat en onder sy beskerming en autoriteit lewe, of gaan ons wegstap? Want sy hand is uitgestrek om ons op te lig, te beskerm en ons tot 'n skepingsdoel toe te bring. So mooi, en dis wat Kitisa, nee, is daai optel. So sy hand is uitgestrek om ons op te lig. Sien ons soms net die prentjie in die eerste En dan ook letter. na 'n perfekte wagperiode. Ja, absoluut, nee. Dit bring ons by die tweede letter van Kitisa, die letter Jod, wat die 10de letter van die alfabet is. Ons kry ook verskeie verskynsels van 10 in die woord, soos die 10 gebooie en die 10 geslagte tot Noag, wat wys op 'n volmaakte tydperk waarin Abba Vader sy geregtigheid laat geskied het. So Dylan, die 10 plaae in Egipte dui ook op Abba Vader se oorwinning oor afgode. So jy sien die 10 plaae in Egipte, nê. Dan terug net gou Dylan na hierdie 10 gebooie op 2 kliptafels. Ek wonder of die 2 kliptafels het Abba, ons weet dat dit geskryf met sy vinger, nê. Maar het hy dit moontlik, ek wil net gou wys. Hier is ons 2 kliptafels. Hou jy daai in vas. Het Abba Vader het hy 5 op hierdie een geskryf en 5 op hierdie een? Of is dit dalk moontlik dat Abba Vader 4 op hierdie een geskryf het en 6 op hierdie ene? Want die eerste 4 gebooie gaan oor Abba Vader. Ons moet Abba Vader lief hê met ons hele hart en met ons hele siel, met ons hele verstand. Die tweede kliptafel, die laaste 6 gebooie, gaan oor ons naaste. En wat sê Yeshua?
jy moet jou naaste lief hê soos jouself, en daarop is alles opgeskrywe. So ek dink dis dalk wat hierdie 10 gebooie vir ons ook sê. So Dylan, die J se piktogram prentjie is 'n hand of 'n arm of as 'n woord, die woordjie jat, wat verwys dit na krag en autoriteit wys. So in Genesis 3 vers 22 verloor die mens sy autoriteit weens die sondeval. Maar ons weet Abba Vader se verlossingsplan, Yeshua, herstel dit, want in Matteus 28 vers 18 tot 20 beklemtoon Yeshua dat alle mag aan hom gegee is. En hy het nie die wet kom wegvat nie. Hy sê, jy moet die Here jou God lief hê, dan verwys hy na die eerste kliptafel, en dan wys hy, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Hy het dit kom vervul, en Yeshua het alle mag, wat die vyand weggevat het, hy kom terugvat, want dit staan so in Matteus 28 vers 20, alle mag en autoriteit behoort aan hom. So reg hierdie woord leer ons dat Yeshua die regterhand van Jotewawwe is. En dit simboliseer dat Abba Vader, Yeshua, ons in hom weer sy autoriteit gee. Yeshua is die sleutel tot die verlore autoriteit. En ons kan net daai autoriteit terugkry as ons deel is in sy koninkryk. En deur hom kan ons as klei in Abba se hande wat gevorm, gevou en gevul word met die gawes van die Gees, kan ons kragtige instrumente wees in sy koninkryk. Die J wat die piktogram prentjie van 'n hand is, kan ook verwys na 'n aksie. En so kan ons deur Yeshua sy hande en voete wees op aarde om sy werk verder uit te rig op aarde. Want Yeshua sê, ons sal die dinge doen wat hy gedoen het en groter. So hulle net in die eerste 2 letters sien ons hand, palm, en dan sien ons die hand in die tweede letter. Kom ons kyk na die derde letter. So ons kyk dan na die derde letter, die Taf van Ketisa. En Taf is 'n oorspronklike prentjie, is 'n kruis, 'n simbool wat direk verbind is met Yeshua. En in Openbaring 22 vers 13 sê Yeshua, ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Nou hierdie patroon word weerspieël in die Hebreëse alefbet, waar alef, Abba se alomteenwoordigheid, en soeke verteenwoordig om met ons in verbond te wandel, en die Taf wat die kruis is, en die vervulling deur Yeshua. En ek dink dit is so mooi, so die Taf is die derde letter, wat die prys is wat Yeshua betaal het, die kruis, en daai hand was vasgesp, so ek sien hier die prentjie van die kruis met die hand wat vasgespijker is, en dis wat die letters wat ons so ver sien. Ja, en Taf kom presies ook dan as 'n woord 3 keer voor in die woord, en dit teken ook hierdie prentjie van volmaaktheid en goddelike orde. En Esegiel 9 vers 4 word dit as 'n merk of 'n seël beskryf, wat die beskerm wat Abba Vader eer. En Esegiel 9 vers 6 sien ons weer hierdie ernstige betekenis, net die wat gemerk is sal gespaar word. Nou hierdie teken van verbond, die kruis, bind ons aan Yeshua en word bevestig in 2 Korintiërs 1 vers 21 tot 22. Jotewawwe het ons gesalf, sy seël op ons geplaas en sy gees gegee. Taf is dus nie net 'n letter nie, maar 'n kragtige teken van Abba Vader se verbond en ons verlossing in Yeshua. En dit is so mooi hoe van Abba Vader teken vir ons 'n dieper prentjie van hierdie handpalm en dat hy betaal het, selfs sy prys is in hierdie prentjie van die handpalm. Dit is so mooi. En dat ons name daarin gegraveer is. Ja. Dan die 4de letter van Ketisa is die woordjie Shin. En dis vir my so mooi, want Shin moet bykom, by hierdie prentjie van die handpalm, die hand aan 'n kruis. Dan sien ons die volgende letter Shin in Ketisa, en dit is die 21ste letter. Shin is die 21ste letter van die Hebreëse alfabet. En onthou, ons is in die 21ste parasha, wat reinheid van die hart verteenwoordig, as ook die boosheid van rebellie en sonde. So die Shin is 'n piktogram prentjie, is die van 4 vlamme of tande. Met ander woorde, die Shin kan gesien word as iets wat verteer. En dis wat ons gesien het in Exodus 32, wat verkeerdelik vertaal word van kala, verteer, Die Shin kan gesien word as iets wat verteer, soos vuur, en verteenwoordig ook die 3-eenheid van Abba Vader, Yeshua en die Heilige Gees. Abba Vader, Yeshua en die Heilige Gees. En daardie verteer wat verkeerdelik vertaal word, gaan kyk gerus na ons Shabbatdiens, dan sal jy sien waarvan ek praat. Shin verskyn in belangrikste Bybelse kontekste waar vuur as 'n simbool van Abba Vader se teenwoordigheid gebruik word. So in Deuteronomium 9 vers 3 word Abba Vader as 'n verterende vuur beskryf, en in Exodus 3 vers 2 verskyn hy aan Moses in 'n brandende bos.
In Levitikus 9 vers 24 staan Abba Vader self, steek hy self die offeraltaar aan die brand, en ek kan nie wag, ons is binnekort by Levitikus, die boek Levitikus, en dan gaan ons kyk daarna dat hy verterende vuur wat afgekom het en die bronsaltaar aan die brand gesteek het, en daai hele prentjie, ons gaan bietjie daarna kyk. Dan ook die vuurkolom wat die kinders van Israel in die woestyn gelei het, was 'n vuurkolom wat hulle in die nag gelei het. Dit was alles 'n teken van beskerming, sy beskerming en sy teenwoordigheid. Roef, dan kyk ons na die laaste letter, die Alef. So die Alef is die eerste letter van die Hebreëse alfabet, wat 'n simbool is van krag, leierskap en Abba se hart om in verbond te wandel met sy kinders. As ons dan die letter Alef uitmekaar uit kan haal, dan sien ons hoe dit uit twee ander letters uitgemaak is. Ons kyk na twee jodletters en die waf-letter wat alles saamkom. So hierdie twee jodletters wat elkeen hande verteenwoordig, uitgestrek na mekaar toe, en die waf wat Yeshua op die kruis verteenwoordig, sien ons teken vir ons 'n prentjie van die een handstrek van die hemel en die ander van die aarde met die waf as hierdie verbindingspunt. So Yeshua wat mens geword het, is sentraal in hierdie prentjie en verbind ons met Abba Vader deur sy bloed en die opoffering. En dan het elke letter mos ook 'n numeriese waarde wat ons noem gematria. En kyk ons na die gematria, die numeriese waarde van die Alef, waarin daar ook 'n dieper betekenis gevind kan word, is die Alef se numeriese waarde 26. 26 is ook die somtotaal van die numeriese waarde van die letters in Abba Vader se naam, Yod Hei Vav Hei. So die eerste voorkoms van die Alef sien ons reeds in Genesis 1 vers 1, waar dit 6 keer voorkom in die eerste vers van Abba Vader se woord. 6 wat ons terugvat na die prentjie van die mens, want soos ek gesê het op die een kliptafel, was daar dalk 6 gebooie wat alles gaan oor die mens, né? Jou verhouding met die mens. So 6 wat ons terugvat na die prentjie van die mens, wat op die 6de dag ook geskape is, wat die betekenis is van die mens se verhouding met Abba Vader. Met ander woorde, die Hebreëse letter Alef openbaar Abba Vader se hart, daardie rein hart van Abba, wat uitreik met sy handpalm, uitreik na ons met liefde en lyding, terwyl ons deur Yeshua met hom versoen word, sy verlossingsplan. En hierdie soeke na die dieptes van sy woord verenig ons met sy waarheid. Dis die 5 letters van die woordjie Kitiza. So as jy hierdie prentjies van elke letter bymekaar moet sit, wat sien jy in dit? Roef, so net in hierdie afgelope Shabbat het ons gekyk na hierdie woord Kala, en ek wil vir elkeen uitnooi om te gaan kyk, en wat vir ons uitgestaan het is hoe Abba Vader na sy kinders wil uitreik om hulle voor te berei om volgens hulle skepingsdoel te leef. So in hierdie prentjie van Ketisa kan ons sien hoe hierdie intensie van Abba ook daarin gesien word. So eersins Roef, in die prentjie van die kaf wat die handpalm is Abba se hart na hulle wat gesondig het om hulle op 'n pad van heiligmaking te vat sodat hulle kan klaarmaak met sonde en beweeg na hulle volle skepingsdoel toe. Deur die jod wat die ware van 10 is, leer ons dat dit verwys na 'n volmaakte tydperk waarin Abba sy geregtigheid laat geskied. En so op hierdie pad waarop Abba sy kinders wil kom vorm en vou, deur hierdie woestyn tydperk, is dit 'n reis wat Abba lank vooruit vir hulle beplan het. Ja. Nog voor hulle gesondig het. Ja. En Abba wat alwetend is, het geweet van hierdie kinders van Israel se hardnekkigheid. En deur hulle self neer te lê in sy hande, in sy autoriteit, kan hulle dan op hierdie pad van voorbereiding gaan. Amen. Dan in die taaf wat verwys na die kruis, en soos ons kan lees in Jesegiel 9 vers 4, verwys na die merk wat die beskerm, wat Abba Vader eer. En dit leer ons dat Abba in hierdie proses van verandering sy merk op hulle wil plaas, sy afdruk, en Abba gee sy verordeninge in hierdie tabernakel uit 'n hartsbegeerte dat hulle dit sal shema, en wanneer hulle dit aanwend en shema, en hom eer, plaas Abba sy beskerming, sy merk, sy afdruk op hulle. Amen. En dit is so mooi, want Abba gee nie op ons nie, maak nie saak of waar ons osself vind, soos die kinders van Israel gesondig het nie. Abba het reeds die weg beplan nog lang vooruit. En Abba doen dit, want hy wil ons lei na 'n plek van beskerming, na ons volle skepingsdoel toe. En hy het self betaal en die weg geskep, dat ons kan terugkeer na hom toe. Absoluut. En deur die shin wat die tweede laaste letter is, wat 'n vuur of vlam of tande voorstel,
sien ons dat Abba sonde haat en onder sy volk wil uitroei. En Abba wil sonde verwyder onder sy kinders. En net soos vuur 'n kondisie van byvoorbeeld hout verander na iets heeltemal anders, wil Abba so met daardie verterende vuur sy kinders se harte verander. Absoluut nie. En wil hy sy kinders kom verander. En hy wil hulle verander van 'n slaafmentaliteit na 'n diensbaarheid mentaliteit. En van heidense kultuur na 'n koninklike priesterlike heiligdom toe. Absoluut. En laastens deur die Alef, wat ons weet Abba Vader self voorstel, en in die prentjie van die Alef waar ons gesien het, hoe twee hande na mekaar uitreik, en hoe Yeshua die weg is, dat die hande in mekaar kan uitkom, is dit ook die hele hart van die woord Kala, waarna ons gekyk het in die Shabbatdiens, en ook dit wat ons gesien het in die woord Ketisa. Want dit is 'n weerspieëling van Abba se hart, want Abba leer ons dat hy sal betaal, hy sal uitreik na ons toe, hy weet presies waar ons is vandag. Dit is so mooi, Dylan, en dit is wat ons kry in Ketisa, nee, in hierdie prentjies, en dit is hoekom ons kyk na hierdie letters. So, opsommend, as ek kyk na Ketisa, en ons kyk na hierdie, eerstens, Ketisa wat beteken volle getal opneem. Abba is besorg oor elke een. Selfs die wat egbreek pleeg, nee. Selfs die wat moord pleeg, want Moses het moord gepleeg. Abba wil die volle getal opneem. Hy strek sy handpalm uit met 'n rein hart. En al is ons boos, vol van rebellie en sonde, steek Abba nog steeds sy hand uit. Hy het 'n verlossingsplan. En dit is waar die handpalm inkom, wat Yeshua wat mens geword het, en hoe sy handpalm vasgekruisig is, wat vir ons teruggee daardie autoriteit en krag om voort te gaan met die werk, die koninkrykswerk, om saam met Abba Vader in purpose te stap. Dis waarvoor ons geroep het, nog altyd, nê. En hoe ons hierdie merk kan dra van sy teenwoordigheid in ons lewe, sy vlamme, sy heiligheid in ons lewe, en Abba Vader wat eerste, sy hand wat uitgestrek is na ons toe. Ons kan maak nie saak in wat se situasie is vandag nie, maak nie saak wat jy verkeerd gedoen het nie. Abba steek sy hand uit na jou toe. Hy gee vir jou sy hart, hy gee vir jou sy huweliksteken. Hy roep jou om verbond te wees. So kyk ons net na dit. Hy gee vir jou sy huwelikskontrak. Hy gee vir jou die ring. Hy gee vir jou die prys wat betaal is. Die prys wat betaal is om in verbond te wees. En dan steek hy sy hand so uit na jou toe en hy sê, kom my kind, ek weet jy's vasgevang in boosheid. Ek weet jy's vasgevang in rebellie en sondes, maar my verlossingsplan is dat jy moet terugkeer na my toe, dat jy saam met my kan stap in die droom wat ek nog altyd vir jou het. Sjoe. Abba is goed. He's a good father. En mag hy jou seën. Abba is lief vir jou. En daarom wil ek sommer vir ons afsluit met gebed. Ons almagtige Vader, Papa God, dankie vir u woord. Dankie dat u soveel diep geheimenisse in u woord het. Abba, u is 'n awesome God. Ons eer u, ons loof en ons prys u. Ek bid dit alles in Yeshua HaMashiach se naam, die seun van Jotewawei. Amen. Shalom. Shalom.